'n nuwe Rubicon word ontbloot. Die Rubicon gesprekreeks is opgeneem tydens 'n geleentheid by die AfriForum Theater. Op publieke aandrang deel ons die gesprek hier in dele oor die volgende paar weke. Baie welkom aan almal hierso, dit is 'n besondere voorreg om julle te verwelkom en baie dankie vir die ondersteuning wat ons vanaand hier geniet. Ons gaan 'n gemaklike, rustige aand hê. Probeer om so informeel as moontlik te wees. Weereens baie welkom, kuier lekker saam. Ons begin ongelukkig op 'n effense negatiewe noot vanaand. Ons almal het seker gehoor vandag dat generaal Wouter Lombard, die warlord, is vanoggend oorlede. Ons simpatie en seënwense aan sy familie. En ek wil almal vra of ons nie net wil opstaan en 'n oomblik ons hoofde buig in respek teenoor hom nie. Baie dankie. Onse Vader, terwyl ons hoofde buig, sê ons vir u dankie vir die voorreg om vandag hier bymekaar te kom. Wil u hand van seën oor ons plaas en die verrigtinge seën. As ons hiervan weer terugkeer na ons huise toe, vra ons u om die hand van bewaring oor ons te hou en ons veilig by ons tuistes aan te bring. Om u naam se ontwil. Amen. Dankie. Ek het die voorreg om op die verhoog te wees hier saam met Roland de Vries. Ek mag nie vir hom sê generaal nie. Ek moet vir hom sê Roland. En Roland de Vries, ek wil julle sê, so met my militêre loopbaan saam, het ek die naam Rolie gekry of Roland. En nie oom nie, ooms dra borslappies en kwyl op hulle borst. Nou, ek loop 6 jaar met hierdie gedagte oor soldate se Rubicons, maar toe die ding begin struktuur kry, was Roland de Vries een van die eerste manne wat ek gekontak het. Ek het hom gebel in Plettenberg Baai, 'n breë konsep gegee waarna toe wil ek beweeg. Hy het onmiddellik vir my gesê, gaan voort, dit moet gebeur. Tweede man waarmee ek gesit het, was Callie Roos. Ek het die konsep met hom bespreek, ons het baie koffie gedrink hier by Stephanie's in Linwood Bridge en oor die konsep gepraat, hoe dit gedoen moet word, want hy is jou met die ondervinding, ek het nie die ondervinding nie, ek het net hierdie gedagte in my kop en ek wil dit laat realiseer. En Callie het my ongelooflik baie gehelp. Toe ek hom vra om deel te neem aan die soldate se Rubicons, het Callie onmiddellik ingestem en vir my gesê, hy neem deel. Van Roots, hier langs my, paddetrooper, ek het Van nie geken nie. Ek het met Koos Moorkrof gepraat. Toe sê Koos Moorkrof vir my, as daar een ou is wat jy moet nader trek, is dit vir Van Roots. Toe gaan kuier ek en Koos vir hom op sy plaas. En toe hy my gepraat het, toe vra ek van gaan jy deelneem aan hierdie projek? Toe sê hy onmiddellik vir my ja. En toe ek hulle gebel het en gevra het, wil julle vanaand saam met my deelneem aan hierdie paneelbespreking oor soldate se Rubicon, waar dit vandaan kom, waar ons heen gaan met dit, het hulle al drie ingestem. Roland het van Plettenberg Baai af gevlieg om hier te wees. Ek het baie waardering daarvoor. Ek is gebore in Drie Riviere, die vereniging. Ek het niks daarmee te doen nie, ek het net opgedag. En ek het name gekry, baie van hulle, en hulle is verkeerd gespel. As mense vir my vra, waar het jy groot geword? Dan sê ek in my ma se huis. Want ek het nie 'n plek gehad waar ek groot geword het nie. Ek was in 8 laerskole in 7 jaar en ek het nie 'n standaard gedop nie. Ons het net verskriklik rondgetrek en 7 laerskole of 8 laerskole in 7 jaar. Ek het laerskole rugby gespeel en ek het 'n rebel geraak, 'n ongelooflike rebel. Hierdie rondtrekkery, jy vestig jouself net met vriende en kollegas, of nie kollegas nie, onderwysers op skool, dan trek jy weer, dan begin jy weer van voor af. Toe ek hoërskool toe gaan, of moet kies, wat 'n hoërskool toe, bly ons op die grens, tussen Primrose en Boksburg Noord. Toe kon ek kies, ek gaan Goudstad toe, wat in Primrose is, ek dink almal ken seker vir Goudstad, was 'n baie sterk skool geweest, of hoërskool Dr. E.G. Jansen. Toe besluit ek gaan hoërskool Dr. E.G. Jansen toe. En toe kry ek my ma om die tafel, want sy is die enigste wat geluister het. My pa het nie geluister nie, want ek wou net nie weer trek nie.
Toe sê ek vir haar, ek gaan hoërskool Dr. E.G. Jansen toe op een voorwaarde, julle koop vir my 'n bicycle en ek sal skool toe ry, ek gaan nie om hande toe ons trek nie. Maar ek gaan begin in Dr. E.G. Jansen en ek gaan klaarmaak en ek het daar klaar gemaak. Wonderlike 5 jaar in Dr. E.G. Jansen hoërskool gewees. Ek was daar die drill-offisier wat hierdie drillpeloton in die skool gedrill het en ons het in my matriekjaar het ons die SA kampioenskappe gewen. Dis werklik so, ons het dit gewen. Dit was 'n ongelooflike prestasie. Ek het vir die eerste span rugby gespeel van standaard 8 af tot matriek. Nie omdat ek so goed was nie, ons skool was toe ek in matriek was nie eens 500 leerlinge nie. En die seuns was min, daar was baie girls, maar die seuns was min, so hulle moes vat wat hulle het. So ek het van standaard 8 af het ek eerste span gespeel. Die voorreg gehad om in standaard 9 en matriek Transvaal skole rugby te speel. In matriek het ek ook SA skole gespeel, ek het SA skole gemaak wat natuurlik ongelooflik was. Toe word ek opgeroep 9 maande diensplig wat begin in Mei maand. Dit was mos so 'n snaakse oproep geweest. So eintlik as jy vir 2 jaar uit sirkulasie het, want jy gaan Mei maand en dan hier by Maart maand volgende jaar maak jy eers klaar. So toe ek 4 saai toe op Middelburg. Mei maand, maar ek het net voor ek soontoe is, omdat dit Mei maand is, het ek toe vir Transvaal onder 20 vir die Rooibokkies 2 wedstryde gespeel. En toe moet ek nou weer mag toe gaan. Ek het nou nie 'n keuse nie. Toe eindig my rugby loopbaan. Nou toe ek op die trein klim in Parkstasie om 4 saai toe te gaan op Middelburg. Ek het nog nooit so gedaante van verwisseling beleef in my hele lewe nie. Daai klomp smart oomies, nê, wat ons daar op die trein ontvang het. Toe daai trein daai perron verlaat, toe is dit nag. Jy kan nie glo nie. Jan Brand, Stasie Steenkamp, baie man, dit is net Duke Norris. Ek weet nie wie kan hom onthou nie. Dit is astronomies wat hulle met ons aangevang het. Maar ek is toe 4 saai toe. Daar word ek gekies vir die staatspresidentswag toe al die kerare gebeur en ek is toe Heidelberg toe. En 3 maande by die staatspresidentswag toe besluit ek sluit staan om te gaan. Gelukkig het ek dit gemaak. Ek het 3 maande gelê by Voortrekker verdedigingshoofkwartier. Nee, dit was net so 'n tent wat nie eens mooi opgeslaan was. Ek het daar gelê vir 3 maande, my hare het lank geword. Toe op een dag toe storm haar stafsesin toe sê hy vir my, jy het dit gemaak jong, jy klim vanaand op die trein Oudtshoorn toe. Toe sê ek, "Ja, dankie." Daar het ek 'n klomp manne ontmoet waarmee ek saam begin het. Tuis Sondag, hy sit hier, hy het ook in die program deelgeneem. Wynand Kreer, Ig Herman, Ouboet Snyman, is hy ook hier, hy sit hier iewers, ek het hom net nou hier buite gesien, daar sit Ouboet. So 'n klomp van die manne waarmee ons saam begin het, van ons lewe nog vandag, en ons het die voorreg om nog te lewe vandag, en hierdie stories te vertel, wat nou vertel moet word. Die gedagte het ontstaan, en mag ek een naasten by vloekwoord noem. Die gedagte het ontstaan omdat ek my moer gestrip het. Dis die enigste lelike woord wat ek sal gebruik vanaand. Oor al hierdie negatiewe stories wat rondhardloop, oor die weermag en wat ons gedoen het. En dit was tyd om dit dood te slaan. Want dit is nie waar nie. En ons almal ken mos die veldtelefoon. Ek fluister iets in jou oor, jy fluister dit in die volgende ou se oor en hy fluister dit in die volgende ou se oor. By die tyd wat die 10de ou dit hoor, was dit nie operasie Savanna nie, dit was operasie iets, miskien in die Kongo, nie eens in Angola nie, of in Zambië nie. En hierdie negatiewe goed groei en dit maak dit onsmaaklik wat ons positief beleef het en waaraan ons geglo het. En ons het dit gedoen met eerbaarheid en ons het 'n saak gehad waarvan ons gestaan het. Ek gaan nou te ver, Callie. Ek wou eintlik maar net gesê het ek is gebore waar ek was en ek het daar groot geword. Maar as ou my nie keer nie, dan sal ek vir 'n week hier staan en gesels. So ek is nou oor na jou toe, Callie. Dankie. Ek het die verkeerde ou gevra om te bid, want wat hy voor moes gebid het is vir my om beheer te kry oor wat hier gebeur en die vloei. Maar jy's nou deur die volgende agendapunt ook, jy's bewus van dit, né? Sorry. Weet jy het gesê, jy's nie 'n rangorde nie, jy hoef dit nou nie te weet nie, maar die ouens wat nog al 2 ore kan hoor sit in die middel, en die ouens wat nie meer lekker is nie op die kante.
En dit is maar net soos dit is, soos wat ons ouer word, verander goed, is dit nie? En ons begin anders oor goed dink, en partykeer raak dit baie moeilik om nog dit te verander. Maar 'n goeie storie wat ek hier in die begin net wil noem, wat ons nogal baie oor lag, sommer net, soos wat ons aangaan met ons lewens, is Koos Moorcroft, wat ook op die program is. Hy gaan Natal toe, waar hy by die Mofs praat, en hy praat daar met een van die ouens, ek dink is Willie Grobler, en Willie vertel 'n storie van sy pa. Nou Willie se pa is 99 jaar oud, so terloops, Roland is nou 80, wel hy doen nou 80, Close. en die drie van ons is net agter hom, né? So julle sal nou die konteks verstaan van hierdie storie. En Willie se pa is 99. En in die plek waar hy bly, sit hulle en praat, hierdie klomp ou ooms. En daar's die ouens praat oor hierdie een oom wat allerhande wyshede kwytraak. Ek dink sy naam was Freddy. So Freddy sê dit en Freddy sê dit en Freddy sê dit. En toe hierdie oom dit nie meer kan hanteer nie, hy's 99 jaar oud. Toe sê hy, daai ou, hoe oud is hy? Hulle sê nee, hy's 91. Hy sê, hy weet niks nie man, hy's nog 'n klein snotneus. Soos wat ons hier sit, 3 snotneuse en dan Roland, né? Is ek reg? Die relevantie vir my is dat jy weet hier so denkbeeldige lyn hier, ons wat hierdie kant sit. En as jy mooi daaroor dink, enigiemand van julle kon hier gesit het en jou storie vertel. Ons het gekies om dit te doen. Ons gekies. Ons doen dit omdat ons graag wil. En miskien sal jy ook na my of enigiemand van ons kyk en sê, maar wat weet hulle eintlik? Hulle is ook maar 3 snotneuse, 4 snotneuse, is hulle nie? Maar wat ek wil hê vanaand moet hoor, is die intensie agter alles wat ons hier doen. En die hele reeks vorentoe en die televisiereeks wat kom, is een van 'n stuk nederigheid, 'n stuk dankbaarheid, dankbaarheid, en dan 'n gewilligheid om te gee. 'n gewilligheid om terug te gee. 'n gewilligheid om te verstaan dat is die bietjie wat jy gee baie min, gaan dit nog steeds 'n impak en 'n verskil maak op hierdie planeet. En nie een van ons het gekies om weg te hardloop van daai verantwoordelikheid af nie. Nie een van ons het 'n streep getrek op die grond en gesê dis game over nie. En iets van dit sal jy ook vanaand in ons gesprek optel. So ek is net die gespreksleier hier, maar regtig, ek hoop julle geniet die aand. Ek hoop daar's vir jou iets. Ek wil graag Roland, as jy nie, wees jy klaar? Jy het mos nou iets oor jouself gesê, né? Ek dink so. As jy 'n bietjie oor jouself net wil. Waar kom jy vandaan, groot geword? Hoe het jy in die army opgeëindig? Jy het op die verkeerde klein trein geklim, hoe het jy Okay. Hoorie, julle ouens, verskoon my. Baie dankie vir vanaand. Dis 'n wonderlike geleentheid. Wat vir my werklik aangrypend was, is toe ek hier aangekom het en ons mekaar begin so ontmoet en ons gesels met mekaar, ons vat in mekaar, ons druk mekaar, is daai gevoel van vriendskap, van kameraadskap, van samesyn, van wisselwerking wat daar saam met ons heers. So ek van die eerste plek, verskoon, Wessie, vir jou baie dankie sê vir hierdie geleentheid. Dis werklik 'n groot geleentheid wat jy vir ons hierso geskep het. Callie, vir jou, wat amper as ons segsman, ons seremoniemeester, ons koördinerende offisier vanaand optree. En weet, julle kyk na Wessie, hy is meer mate as Meg. Ek het hom probeer Meg oplei, maar hy het 'n groot stuk mate in hom. Ek en Callie of Van het nie 'n keuse gehad nie. Ons is aangesê om hier te wees. Ons wil nie hier wees nie, maar hier is ons en ons gaan die aand saam met julle geniet. Baie bliksems dankie daarvoor, Wessie. Okay. Maak seker jy kyk al die dele en subscribe asseblief tot die Soldates Rubicons kanaal.